in daai outomatiese senuweestelsel ken die liggaam nie die verskil tussen 'n deadline of iets wat emosioneel is in mense lewe nie versus 'n leeu wat besig is om vir jou aan te val. So hy staan regop en hy sê ek is reg om te veg of te vlug. En hy sê op hierdie stadium is slaap nie belangrik nie, vertering is nie belangrik nie, progesteroon is nie belangrik nie. En ons hou sommer jou vet in geval daar nie kos is. Ja, presies. Nee. Oh, we're wrinkled, we're crinkled, we're bionic through and through. We got steps for the heart, aids for the ears, and teeth that sleep in stew. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Hallo julle en welkom terug by Grys en Gatvol. Ek is Maritza Breitenbach. En ek is Melanie Verwoerd, julle is baie welkom. Hi Melanie, hoe gaan dit met jou? Goed, dankie. Ja, dit is, ja, jy weet, ja. Regtig, vertel, wat is dit? Wat is dit? Ek is nogal baie gematig, maar ek het nou een van daai weke, miskien so die laaste 2 weke gehad. Maar ek jou sommer gou vertel wat my nou regtig gatvol gemaak het die laaste tyd, is banke. Nie banke waarop jy sit nie, banke wat jy vir jou geld gee. Mense, ek wens net ek kan hulle gaan help, maar ek sal nou nie sê watter bank nie, maar jy weet, as ek nou sê, dis een wat so 'n bietjie rooi het as hulle branding. Ek bank al met hulle vandat ek 17 is, nee. Maar skielik, nee, so, jy weet een van die stories van hulle verander my bankrekening, hulle om vir my beter bankrekening te gee, nou sê hulle ek sal 'n bankkaart kry, nou daag die bankkaart nie op nie, nou kanselleer hulle die ander bankkaart, nou kan ek nie die geld uit die ATM uit kry nie. En nou is daar mos niemand meer met wie jy eintlik kan praat nie, jy die hele tyd verland jy met bots, of jy moet ingaan na die branch toe, nou sê hulle, nee, gaan nou maar in na die tak toe, maar die tak is nou net 2 tannies wat daar sit, en natuurlik almal wat dieselfde probleem as ek het, en die hele ouer huise mense staan in die queue vir ure. En dan kom ek voor, sê ja, is net Daniel, hulle weet nie waar die kaart is, maar weer kom volgende week. En toe ek nou die 3de keer kom, toe sê ek, nee, maak nou maar my rekening toe, ek is nou nog vir julle. Maar, jy weet, die vraag is nou of enige ander bank beter is, jy weet, en dit is mos asof hulle jou 'n guns bewys, die hele tyd. Terwyl jy vir hulle jou geld gee, dat hulle maak lekker wins hierop. Ek meen, ons, die banke in Suid-Afrika is verskriklik ryk. Jy weet, uit ons geld uit my, moet nou maar by sê, my bietjie geld. Ek dink ek is een van hulle prioriteit kliënte nie. Ja, maar ek is nou gatvol vir banke. As ek het onder my, sien ek verstaan vir Cyril wat het onder die bank ingedruk het. Want dis soos ek wil myne ook nou daar onder my bank instook. Wat ek kan sê van banke, wat inskakel by wat my frustreer, is, julle weet hoe maklik is dit om 'n app af te laai, en 'n subscription of 'n aanskrywing te kry vir ietsie spesifieks. Right. Nou het ek op Google Zoom, ons het belangrike vergaderings gehad, toe betaal ek nou maar die maand, dat ons net kan ons werk doen, maar om te unsubscribe. Dit is om, jy kry nie daai knoppie nie, nou moet jy eers vir AI vra, dan kry jy die knoppie, dan sê hulle, nee, dit werk nie, jy moet nou van dene vra, en ook om 'n bankrekening te sluit. Omtrent onmoontlik. Kyk hier, as hulle vir jou, as jy wil oopmaak, nee, dan rol hulle die rooi tapijt uit. Maar die dag wat jy jou bankrekening toemaak, nee, is onmoontlik. Dan Nee, ek weet, ek so ja, presies, toe ek nou besluit subscription, dan daai is 'n bietjie van 'n frustrasie. Toe ek nou, want ek wil toe 'n besigheidsrekening toemaak, dit het my amper meer as 2 weke gevat van e-mails, nou die hele tyd van, nou tik een e-mail, hulle wil nou weet waar moet hulle nou die geld verplaas, en sê ek, maar daar is nie geld nie, ek het alles uitgeplaas, ek kan sien, dis leeg hierso. Nou stuur ek maar nou die rekening vir 'n nommer vir hulle op die ou end. Nee, nou het ek dit weer vir die verkeerde een gestuur, alhoewel ek het gestuur, dis onmoontlik. En dis dit ook weer, gaan na die tak toe, dan sê die tak vir jou, hulle doen nie besigheidsbank nie, jy moet nou na die ander plek toe, nee, banke, julle het baie om te verbeter, julle het 'n paar middeljarige vrouens nodig om dit vir julle te kom uitsorteer, want ons sal dit vir julle binne, ek sit altyd daar, jy weet, ek weet nie of jy dit ook doen nie, baie keer as ek so in toue staan, jy weet, in Walkal, of dit nou by binnelandse sake is, of in die bank, of dis nou my 2 waar ek die meeste staan,
of by Clicks wag vir die aptekers, jy weet, om voorskrifte te kry. Dan sit ek altyd daar en dan werk ek uit hoeveel beter kan ek die stelsel vir hulle organiseer. Ek weet nie of jy dit ook doen nie, jy weet. Ek doen dit altyd, maar as jy dit nou net dit doen en dit doen en dit doen, dan sê dit nou so. En ek dink die banke het middeljarige vrouens nodig wat hulle lewens vir hulle kan kom uitsorteer. Maritza, julle is welkom. Dis my public announcement vir die week. Maar Okay. so dit het my laat stres. So Ja. gelukkig het ons hierdie week 'n wonderlike onderhoud waar ons met iemand gaan praat oor stres. Dis Dr. Alicia van der Velde en net hierna gaan ons terug wees saam met haar. Hier gaat hy. Ek is onseker of dit 'n goeie plan is, ek glo nie. Nee, julle ouens, ek het getraai vir ons hoor. Nee, it is not. Dis my sakkie Probitech. So ek het hom nou hierso in iced tea drankie nou gegooi. Net 'n paar roere gegee. En dis vrek lekker. Dit maak geen verskil in die smaak nie. So jy kan jou Probitech fiber inkry met hierdie lieflike ijskoue, koel verfrissende drankie. Cheers, dan gaan hy op goeie gesondheid. Ons baie bevoorreg om vandag vir Dr. Alicia van der Velde hierso te hê. Dr. Alicia is 'n mediese dokter vir 25 jaar lank. Sy het ook 'n verloskunde diploma. Hoe sê ek dit in Afrikaans? Lang terug en babas sy het gevang. onder andere vir 8 jaar lank in die trauma-eenhede hier in Kaapstad, maar ook in Engeland gewerk. So dis altyd die dokters waarvan ek hou, want hulle kan enigiets handle en hulle het al alles gesien. So van regtig goed. Dit is so. Ja, nee, Ja, hulle sê in die trauma wêreld dokters. is Suid-Afrikaanse dokters Ja. so hoog Ja, aanskrewe, hulle- juis as gevolg van die trauma-eenhede wat hulle by werk. Presies. Maar toe gaan kwalifiseer jy verder Ja. en van 2012 af is jy 'n funksionele en 'n integrale dokter. En as jy nie weet wat dit is nie, gaan kyk die episode met Dr. Erika Droos want sy praat in detail oor wat dit beteken. Fantasties. Dit is baie lekker om Ja. jou hier so te hê. Baie welkom. Dankie vir die uitnodiging. So ons gaan vandag 'n bietjie praat oor stres. Ja. Spesifiek. Iets Ja. wat ons almal, ek dink enige funksionele vrouens, enige vrou wat lewe, het stres in hulle lewe, reg? Miskien kan ons begin met verduidelik bietjie hoe die senuweestelsel werk. So ek dink wat belangrik is om te probeer om dit te visualiseer. So daar's verskillende vlakke van die senuweestelsel, maar ons gaan praat oor die autonomiese een. So dis een wat in die agtergrond outomaties gebeur en hy werk op 'n wipplank. So daar is die simpatiese senuweestelsel en die parasimpatiese. Die simpatiese een is waar goed gebeur. Go go go, making things happen. Creating safety, dis die area waar mens jouself verdedig, die fight, flight, freeze area. En dit is die simpatiese. Right. Nou, hulle kan nie al twee geaktiveer word terselfdertyd nie. Hulle werk op daai wipplank. So as die een Wat is die opgaan, parasimpatiese? So parasimpaties is die een wat belangrik is vir ons om oor te praat. Dit is die een wat herstel is en rus in jou slaap, in jou verteringsstelsel, jy weet, al daai belangrike prosesse wat op sy gestoot word wanneer mens besig is om teen die leeu te veg. Okay. Okay. Want op daai vlak, in daai outomatiese senuweestelsel, ken die liggaam nie die verskil tussen 'n deadline of iets wat emosioneel is in mense lewe nie, of bombardering versus 'n leeu wat besig is om vir jou aan te val. So hy aanvaar altyd dat dit 'n gevaar is, 'n dreiging tot die liggaam, tot jou lewe, en dit reageer op daai manier. En dis wat mense nie altyd besef nie. Selfs klein goedjies veroorsaak hierdie survival response. So hy staan regop en hy sê ek is reg om te veg of te vlug, what's Ja, happening. en hy sê Yes. op hierdie stadium is slaap nie belangrik nie, verterings nie belangrik nie, progesteroon is nie belangrik nie. En ons hou sommer jou vet vir ingeval daar nie kos is. Ja, presies. Nee. Presies. Ons Ja. hou hom daar vir wanneer Ja. daar niks is om te kry nie. Ja. So ons praat eintlik ons praat oor stres, maar ons praat nie net, jy weet, mense stres altyd 'n bietjie mos angstig en bietjie stresvol want jy het te werk moet doen, jou kinders moet betyds by die skool wees. Sondag moet die kinders se hare en sy gesigte skoon en om te geld gee en hulle dis die heeltyd daai. So ons praat eintlik wat is die langdurige effek
soos wat ons ook ouer word, van daai gedurende stres en hoe jy dit balanseer sodat jy nie die hele tyd Ja. in hierdie ouetjie sit nie, want dit kan jou ultimately jou immuunstelsel so uitput dat jy kronies moeg is, né? Is dit nie? Presies. En balans is die punt, want albei van daai is belangrik, simpaties en parasimpaties. Hulle het albei hulle doele. Die een is nie die vyand nie, maar die probleem is ons lewe trek ons in simpaties die hele tyd in. So Lyk ons is dit besig om anders? so te maak. Is dit 'n senuweestelsel wat ene is en die simpaties en die parasimpatiese twee goeters of is die dis een 'n setting. hormone of is die een wat Nee, is so dit? dit is in die senuwees, so dit is elektrisiteit eintlik, jy weet, in mense liggaam. Die hele liggaam het elektrisiteit wat kommunikasie help. Ja. En dit is 'n sekere soort van setting van daai senuweestelsel wat sekere goed veroorsaak in die liggaam. So dis dieselfde stelsel. Hy gebruik ander senuwees, soos hy loop, die elektrisiteit, maar dis Hy moet 'n dans doen. Ja, presies. Hy moet fleksibel Dis wees, presies né? dit. Dis 'n Ja. dans en die dans moet albei stappe hê. Jy weet, albei bewegings. Maar die probleem is die lewe met bombardering en goed wat ons die hele tyd sien en jy weet so social media byvoorbeeld. Kan mens dink aan 'n ander omstandigheid waar mens deur 12 emosies gaan binne 5 minute. Dit gebeur nie natuurlik nie. Jy weet, mens huil en dan lag mens en dan ewe skielik is mens bekommerd oor die oorlog en dan Jy weet geskok vir iemand en wat dan vassit in 'n geskok ferry wheel en En dat jy kwaad. Dis nie ja, dan jy kwaad. Ja, en dan gaan maak mens tee. Ja, nee. Nee, Eet jy nog 'n bietjie chocolate? Wat die wyn? Presies. Maar die punt is dis nie natuurlik nie, jy weet. Ja. Dis natuurlik om in een emosie te wees vir 'n langer tyd. So die liggaam is heeltyd in hierdie soort van response Yes. posisie en dit help nie vir die goed wat in die agtergrond gebeur nie. Die balans wat in die agtergrond gebeur nie. Is dit waar? Dit voel vir my soos mens ouer word, asof jou wat sal ek sê, resilience, wat's dit? in Weerstand, Afrikaans? ja. Ja, Jou vir weerstandigheid, stres, ja. jou soort van jou flexibility, jy weet, jou manier om stres te hanteer, asof dit moeiliker raak. Is dit waar? Absoluut Of is dit dat waar. daar meer stres? Wat Dis is absoluut waar en dis omdat die adrenals, daai byniere, hulle funksie en kortisol meer en meer van 'n effek het of 'n impak het op die liggaam. Dit word groter en groter. So wat mense in mense 30s kon hanteer, is nie dieselfde as wat mense in jou 40s en die 50s kan hanteer nie. So die kortisol is die Swaarder. stres ouetjie, né? Dis Ons die het hy stres maak ons ouetjie. wakker in die oggend en hy sê like exciting. Ja, net 3 uur in die nag. Ja. En dan wat ek dink minder word ons is nou is die groeihormoon wat eintlik lekker speel met die Ja. kortison. Ja. Word ook al hoe minder kortisol. Ja. Word ook minder so hierdie En die hierdie dopamien stres. word minder en ja. Allei goedjies So kom gebeur. praat met ons net so 'n bietjie meer oor die rol van die hormone in die stres en veral nou soos mense So ouer word. weer, al die hormone het belangrike funksies, maar daar's positiewe funksies en daar's negatiewe funksies wanneer daar 'n wanbalans is. Progesteroon is die een wat ek voel ons moet op fokus op vandag. Hy's die herstelhormoon. Hy's die hormoon wat mens kalmeer, wat mens ground, wat die slaap beter maak. Hy help met inflammasie in die liggaam. Estrogen doen dit ook, maar die Ja. progesteroon doen dit op 'n ander manier. En hoekom ek wil praat oor die progesteroon is omdat die kortisol die progesteroon negatief affekteer. So hy affekteer hoe hy gemaak word en hy affekteer hoe die boodskap gelewer word, want 'n hormoon is 'n boodskap. Dis 'n chemiese struktuur wat 'n boodskap in het en daai boodskap word dan afgelewer tot 'n reseptor en dit verander dit in aksie in. En daai reseptor werk nie behoorlik as kortisol te hoog Ja, ek wil net loop sê nie. dit is vir my net fascinerend fascinerend, om te dink al daai, jy weet al die navorsing wat gekom het tot op hierdie punt van hoe wonderlik hierdie sisteme is in jou liggaam wat Ja. boodskappe stuur en iewers moet inpak Dis en hierdie ongelooflik. enetjie dis soos 'n aflosse hartklop en hierdie enetjie vat hom en hy vat hom brein toe of hy vat hom hiernatoe of daar. Dit is net wonderlik. Dit is Praat gou ongelooflik. nog 'n bietjie oor progesteroon, wat vir my interessant is want ek het 'n hysterektomie gehad, maar dit het ook 'n hysterektomie gehad. Okay. En baie keer mos nou as jy 'n hysterektomie gehad het dan sê hulle ag nee, estrogen is okay, maar
ja, ons gee vir jou estrogen, maar jy het nie progesteroon nodig nie. Ek gebruik progesteroon ook. God dank vir jou kollega wat my daardeur gehelp het. Jy gebruik jy progesteroon? Nee, toe ek nou 'n bietjie gelees het oor progesteroon en wat dit doen, jou vel se herstel, jou slaap, jou angstigheid, al daai dink ek want ek het nou onlangs na Erika se kuiertjie met ons, het ek begin met estrogen en dis met testosteroon. O ja. En dit is die wonderste ding wat met my gebeur het in 2026, want ek het definitief meer energie, ek het definitief hoop in my stap, ek het definitief meer lewenslus. Maar toe ek nou hieroor lees en ek lees oor progesteroon, ek dink ek het niks progesteroon nie, want ek is ook net op estrogen. Ja. Ja. So Jy sien hoekom estrogen gee is 'n dit nie- eindhormoon. Hoekom gee hulle dit nie vir vroue wat 'n hysterektomie gehad het? Is daar 'n rede? Daar is 'n rede want die ouer vorms van progesteroon, progestogen, het 'n baie ander risiko profiel gehad. Right. Hy het klonte veroorsaak, hy het veroorsaak dat die risiko van borskanker verhoog word. So hulle klassifiseer nog altyd die nuwe progesteroon asof dit op daai manier funksioneer in die liggaam, want die groot studies wat ons het is op daai ouer vorm van progesteroon. En dis die probleem. So ons het hulle voel daar's nie genoeg data om te weet dat dit veilig is nie, maar daar is. Daar is ja. Ja. Want ek het gelees, hulle sê as jy nou hysterektomie gehad het, Dit nie nodig. dan gee hulle dit nie vir jou nie, maar ek het ook gelees dat dit nie kan skade doen. Ja. Dat dit kan goed wees vir jou. Ja, ook. ja. So ek het nou gedink miskien gaan ek nou ook op die gaan ek testosteroon progesteroon. Ja. En mens kan 'n laer dosering probeer as wat mens nodig het as daar 'n baarmoeder is. Want die studies wys dat mens 100 mg en hoër moet gebruik met 'n baarmoeder in plek om dit te beskerm, maar mens kan 50 mg gebruik. Is dit 'n pilletjie of is dit ook 'n topiese? Dis 'n pilletjie. Dis 'n pilletjie. Ja, so dit Jy kry is dit natuurlik ook in Rome, ek weet, dis nou Ja, nie formeel, ja. dit word, dis nog nie, so die studies vir die baarmoederbeskerming is op die pilletjies. maar ons wil nie vrouens moet nou bekommerd raak en almal hulle progesteroon by die venster uitgooi nie, reg? Ja, So dis presies ja. nie wat jy Nee, sê. Jy nee, dit sê, is nie wat ek sê nie. So is interessant om te lees wat Professor Pryor in Canada wat sy gedoen het in haar studiesentrum Semcor. Sy het baie navorsing. Sy's 'n endokrinoloog, 'n professor in endokrinologie. En sy het baie navorsing gedoen oor progesteroon. Dis een van die hormone wat sy passionate is oor en wat vir haar fascineer. En sy onderskei daai verskillende molekules en tipes, ja. So dis interessant om 'n bietjie te lees wat sy die werk wat sy gedoen het. Ek wil nou ietsie sê vir ons kykers en luisteraars. Julle ken daai as mense in die bed klim in die aand en jou man rol om en hy slaap en hy snork en hy's uit soos 'n kers. En 'n kind huil en hy gaan en hy doen iets en hy kom terug en dan gat hy weer. Dis die progesteroon julle. nee, dis sommer leigheid man. Nee, dit is fantasties. Ons moet dit ook vir ons kry. Ons Ja. moet dit ook kry. Ja, Want ja. ons lê wakker en ons Ja. kop gaan Maar dit is waar, reg. Ek meen een van die probleme wat vrouens het, wat ek nog steeds mee sukkel, is dat jy so hierdie 3 uur in die nag wakker word. Help progesteroon daarvoor? Ja, maar dit kan klomp goed wees. Reg. So dit kan ook kortisol wees. Want kortisol werk op 'n Siklus. diurnal rhythm deur die dag. En as hy te hoog swaai en te laag trough, dan gaan hy oor die nag uitpieter. En as hy dit doen, dan maak hy jou wakker, want hy maak jou eintlik wakker om te eet. Want hy Het beskerm ek nie vir jou die- gesê nie? Jy Ja. het dit vir my gesê. Ek sê nie mense moet eet as hulle ek wakker sê word maar. 3 uur in die oggend nie. Maar dit is wat Ek dit het raas doen. geklim, want ek het nou die aand vir my kleinkind het sy wakker geword. Sy sê vir my, "Amma, I'm hungry." Toe sê ek van, "Nou kom ons gaan eet iets." Ja, ja. Nou sê die ander skoondogter, "Ma, as jy my kinders kos gee 3 uur in die oggend, Ja, gaan ek ja. hulle nie by jou los Ja, nie." maar hulle het dadelik weer Toe gaan sê- slaap, nê? Jeks, toe Ja. slaap my so. Nee, maar weet jy, ek het maar a- wat ek vir jou cookies en gesê melk. Ja, as eet omdat jy proteïene. so baie wakker Ja. word in die nag, toe sê ek, "Ma Melanie, voordat jy gaan slaap, eet jou cottage cheese, eet ietsie met blokkie kaas, eet 'n eier." Ja. Dat hy Brown net kan basmati eet van. Ek het 'n- ek het- Ja. Ja. O, dan Ek het 'n bruin ouma rys. gehad wat Bruin geglo rys. het aan 'n stukkie beskuit of 'n wit broodjie en 'n Ja. bietjie koffie. Ja. Daai tyd van die Koffie, nag. rarig. Want dit was nou instant, jy weet, dit was nou nie die Rikoffie. dit was Ja, die koffie. ja, ja, chicory So daar was eintlik. baie koffie in daar. Ja.
Kom ons gaan terug na stres toe. Ja. I mean ons almal weet stres oor die langtermyn is of baie hoë streslevels is sleg vir jou. As jy die hele tyd bly in hierdie flight and fight. Ons kan miskien 'n bietjie praat oor hoekom dit so sleg is. En dan wil jy nie dan 'n bietjie vir ons vertel, so hormone is duidelik een van die deel van die storie, maar daar's ook 'n groot ander deel van die storie, ook vir vrouens wat nie hormone kan gebruik nie, reg? Wat glad nie hormone kan gebruik nie, dis baie kompleks. Ja. Want dan moet mens kompenseer daarvoor. So mens werk met neurotransmitters, mens werk met ander kalmerende medikasies of herbals of goed. So dis 'n moeilike situasie as mense glad nie kan hormone gebruik nie. Kyk, net om dit terug te vat, want mense vra hoekom moet ons hormone gebruik? Jy weet, dit maak mos nie sin nie. Menopause is 'n natuurlike proses. Ja, dit is. Wat onnatuurlik is deesdae is hoe lank ons lewe. Presies. Mense het nie in die verlede so lank gelewe soos ons nou lewe nie. Dit was van die 18 tot 1900 waar daar 'n groot sprong in lifespan was. Ja. En mediese navorsing soos nou kan ons lank En aanhou. nutrisie. So nou kan mens moontlik net so lank in menopause wees soos wat jy buite dit was. Jy weet? Presies. En dit gee baie lank tyd vir die liggaam om te degenerate. Ongelukkig, jy weet. So dis wat ons probeer verhoed. Ons probeer hulle noem dit die health span. Ons probeer dat die health span, die lifespan kry op 'n punt. Ja. Laat Hulle mens hand aan hand nie gaan. in jou laat mens nie mense 60s al bene het wat gaan breek as mens verkeerd nies of hoes of so. Wow. Ja, nee, presies. Ja. Volgende program. Nee, as ek volgende verkeerd program. nie dan kyk net die groot probleem op hierdie stadium. Ja, is, nee, ek as jy verkeerd piep, piep, nie. As jy verkeerd nie dan jy maar net gaan. Ja, nee, ek weet, Ja, dit is so, in jou yoga. ja. Yoga. Ja, nee. Regte asemhaling. Ja, en ja, al. ek hoor jy. Ja. So ons gebruik hormone vir daai doel. So dit is nie natuurlik nie. Dit is 'n natuurlike manier van dit doen, maar dit is op 'n stadium van mense lewe wat dit nie natuurlik sou plaasvind nie. En dis omdat ons eintlik langer lewe as wat ons. Ek meen ek vind dit altyd interessant en dit is nou 'n debat vir 'n ander dag, maar byvoorbeeld dis ook nie natuurlik om dialyse te gee as jou niere begin, Presies, reg? presies. Of dis nie natuurlik om 'n pacemaker in te sit nie, reg? Maar Presies. ons twyfel nie daaroor nie. Dit Ja. is nee, ons doen dit, reg? Ja. Vir mans ook, ek dink nie hulle ek kan nie vandat hulle testosteroon kon maak, het hulle vir mans as hulle testosteroon vlakke Ja, uitgepam nee, en ek weet. testosteroon gegee. Ja. Maar om een of ander rede as dit by vrouens kom, is dit hierdie verskriklike debat. Jy weet, en ek weet dit het gekom van die ou studie Ja. wat ons nou weet is 'n probleem wat gesê van Presies, die vrees. Maar so praat met ons oor wat els. Ek weet dat jy is baie into mindfulness. Maar Baie. ek wil ook gaan vir mense sê, ek het vergeet om dit in die begin te sê, dat Alicia het springbokklere in karate. So as ons nou nie wil karate Dit is doen nie. interessant. Wel karate leer mens baie mindfulness. praat Baie met ons baie bietjie meditasie, baie asemhaling, baie grounding en presence. Mens leer daaroor. So praat bietjie Maar daaroor. so eerstens hulle sê mos you teach best what you must need to learn. Ja. So dis 'n proses. Ken. Dis 'n proses. Dis 'n proses wat aanhou deur mense hele lewe om te probeer daai balans vind in mense liggaam. Maar terug te gaan na die parasimpaties en die simpaties. So simpaties dis oor verandering. Mens verander iets om veiligheid te bereik. Jy verander iets om iets te maak, jy weet, so daar's 'n beweging in daai upregulated state. Die parasimpaties is in the moment, okay? So dit is rus, vertering, herstel in die liggaam. So dit gebeur hier en nou. So as mens fokus, wanneer mens fokus op die deel van mens wat altyd hier en nou is, die fisiese liggaam, het ons opgelet dat daai ding upregulate, daai ding aktiveer. So parasimpaties aktiveer wanneer mens fokus op jou liggaamssensasies. En dis mindfulness. Mindfulness is nie 'n godsdienstige ding nie, dit is 'n Dankie, jy sê dit. Ja. Ja, dis 'n mense dink manier dis van oosters, fokus. is dit of dat en New ja. Age, Ja, ja. ja. So dit is basies kyk, my brein verengels die hele tyd, maar dis intentional awareness on physical body sensations. Dit is wat mindfulness is. En wat gebeur wanneer mens dit doen, is dat jou parasimpatiese senuweestelsel aktiveer. Daar's 'n
jy gee jou byniere 'n drukkie, jou progesteroon word beskerm, jou verteerstelsel begin beter beweeg, jou slaap siklusse verbeter, die manier om goed objektief te sien verbeter, daai spasie tussen trigger en reactivity, hy word weier en weier. So al hierdie goed gebeur wanneer die parasimpaties 'n kans kry. Soos ek vroeër gesê het, albei is belangrik, maar as hy 'n kans kry om tussen die twee te klik deur die dag, dan funksioneer die liggaam en jou lewe anders. So hoe doen jy dit? So sê net So maar hoe jy dit- voel skielik ek is nou soos ek nou Oorweldig, vanoggend my kleinkind ja. was hier vanoggend Ja. onverwags. Ja. Nou is ek stres want nou kry ek nie my goed Ja. gedoen nie en jy So weet, dis eenvoudig hy is- op papier, dis moeilik om toe te pas want die brein word jy weet hy's in 'n setting waar die ander manier van wees makliker voel. En wat mens doen is jy fokus op jou eerstens asemhaling. Okay. So daar's sekere patrone van asemhaling wat die parasimpatiese senuweestelsel aktiveer. Soos byvoorbeeld daar's baie van hulle, maar ek hou van die box breathing. Ken julle box breathing? doen dit vir ons, wys vir ons. So byvoorbeeld dis die vorm van 'n boks. So mens haal in asem vir 4 tellings. Jy hou vir 4 tellings. Dan asem mens uit vir 4. Dan hou mens vir 4. Dis die boks. Okay. En is daai patroon. So op daai oomblik as jy voel, okay, hier kom dit. Overwhelmed. Ek kan nou nie meer jy weet dit hanteer nie. Eerste ding is net om daai patroon asemhaling te doen. Okay. Mens hoef nie eers te fokus daarop nie. Fake it till you make it, jy weet. Doen eers daai patroon. Dan vat jy dit 'n stap verder. Wanneer jy fokus op jou liggaam, upregulate daai parasimpatiese senuweestelsel. So dan voel jy die asemhaling. So jy voel hoe die lug ingaan. Jy voel die gevoel van die strek. Jy voel hoe dit voel om dit te hou en dan voel jy hoe dit voel as jy uitasem en die lug kies soos hy uitgaan. Okay. En Hoeveel asems? So dit hang af. Dit hang af waar jy weet hoe senuweeagtige persoon jy is. En wat is die minimum? So ek sou Want as jy sê nou so gestres is, dan sê Ja. jy, okay goed, the bare minimum. So die- Moet ek 4 keer in en uit Ek en hoor 4 jou. keer myself voel. ek hoor jou. Then I'm better. So prakties is dit wat jy tyd het voor in daai oomblik. Selfs 2 asemhalings maak 'n verskil. Fantasties, ja. Maar ek hou van die idee om te probeer vir so 10-20 sekondes en dan sien waar dit gaan. Partykeer as mens eers so asem gehaal het, wil jy nog so 'n bietjie doen. Jy weet, so jy beplan vir 6, maar dan dink jy, dit sal lekker wees om 26 te doen. En dan doen jy bietjie meer. Okay. So mens jy vat dit in daai oomblik en jy vat dit soos dit kom en jy voel wat jou liggaam doen en jy voel wat nodig is. Mens kan dit doen terwyl jy in 'n vergadering is. Dis nie die soort ding wat jy uitstap uit die kamer om te doen nie. Nee. Mens doen dit subtiel en die interessante ding is wanneer mens dit doen, kom mens in daai oomblik in. So mens tel meer op. So hulle het studies gedoen daaroor. Productivity improves. Die manier wat mense kommunikeer verbeter, jy weet. So om daai soort asemhaling te doen in enige situasie help. Ja. Terwyl jy bestuur, terwyl jy jou kinders jy trigger, jy weet. Daai situasies kan dan mens dan gebruik vir daai asemhaling patroon. Dan is mens eers daai asemhaling patroon gedoen het en dan fokus op hoe dit voel. Okay, dis die mindfulness. Mindfulness is fokus op hoe dit voel. En die tegniek wat goed werk is om te fokus soos 'n kunstenaar sou. So mens voel nie die gevoel en label dit met 'n woord nie. Okay, dit voel nou soos 'n strek. Jy voel die kwaliteit daarvan. So jy voel dit sonder dat dit woorde veroorsaak. Ja. Dis jou lizard brain, so dis sensasie. nie die monkey brain nie, Ja, die lizard presies. brain, Dis sensasie, dis nie analise nie. Dan kan mens na mens dit gedoen het, hang dit nou, jy weet, hang af hoe lank mense oomblik is, kan mens gaan na 'n paar klanke optel, byvoorbeeld, of 'n paar gevoelings optel. En mens let hulle net op, jy weet, so mens let op die in die agtergrond. Nie iets wat daar werk nie. So nie die label nie. Mens voel die gevoel van die klank. En wanneer mens dit reg kry, dan gebeur daai
klik baie vinnig, daai klik van die parasimpatiese senuweestelsel. Ja. Daar was 'n wonderlike studie wat ek lank terug gelees het en ek het baie keer, daar was 'n tyd waar ek baie public speaking gedoen het. En voor die tyd het ek gesien hoe wonderlik dit is byvoorbeeld en ek het dit altyd toegepas. Ja. Voordat ek op die verhoog gaan, het ek, want daar studies mos nou gedoen van wat met jou hormone gebeur. Dan het ek gaan, hier kom my nou julle wydspeen gesit, myself groot gemaak en net groot gewees. Want hulle sê as jy deur daai toue hardloop, dan gaan jy so, né? Amper jou doen hart dit, oop. mense maak dit. So as jy daai doen, dan kom jou kortisol, jou streshormoon kom af met soos 40-50%. Amazing. En ander ene kom weer op. Dis die een ding en dan die ander ding wat hulle sê as jy doen ons nou dit, Ja, dan al doen jy dit sê maar vir 'n half minuut of 'n minuut, dan dink jou liggaam jy glimlag en jy's gelukkig en Interessant. dan reageer jou liggaam, jou hormone hanteer op wat jou liggaam doen om hom te voel. ja. So dit is wonderlik as mens nou kyk na daai tegnieke So ook. tegnieke, ja, tegnieke. De Bono het gepraat daarvan. Hy het gesê A Beautiful Mind is sy boek. En hy het gesê mense spandeer soveel tyd op hulle liggaam byvoorbeeld, jy weet, of op iets wat hulle kan sien, objects, getting objects, maar hulle spandeer nie genoeg tyd op tegnieke leer wat die brein help nie en die mind help nie. En om dit te doen is ontsettend belangrik vir balans in die hele liggaam en in jou lewe. Jy weet, so daai soort goed is om dit werk op al twee vlakke. So jy werk op hoe die liggaam geposisioneer is en dit werk op hoe die goed fiery binne, dis ook elektrisiteit. En Hoe ek die dink elektrisiteit die is amazing ding vir my hiervan is en wat jy ook sê is dat jy hoef nie, ek dink is baie waardevol, ek doen dit. Jy weet dat jy in die oggende bietjie tyd kan maak, as jy bietjie vroeër kan opstaan, so bietjie jou dag net kan oordink, kan 'n dagboek skryf, bietjie ontlaai, Ja. bietjie asemhaal, Ja. net soort van in jou lyf inkom en so aan, of bietjie buite stadig op die gras gaan stap, Ja, hierdie kom van ja. Bali se silent retreat af, jy Ja, weet, so van dis beautiful. die Ja, wat dis is die dit, labyrinth, wat jy so ja. stadig loop. Ja. Maar ek dink wat vir my van jou, wat jy sê, wat so interessant is dat jy kan dit die hele dag deur die dag doen. Dis reg. En jy Informeel. hoef nie jou halfuur in die oggend Ja. te doen nie. Jy het nie, as jy 'n verskriklike besige lewe het, dan Ja. kan jy. Maar ek dink jy sal ook seker sê dis belangrik om maar soveel as moontlik wat ons kan bietjie afskakel van sosiale media, van computers, bietjie Dit stilte maak vir dit onsself makliker. maak en daai tipe Dit goed. maak dit makliker. Dis net oor dit maklik maak vir jouself want daai bombardering is nie natuurlik nie. So ons beweeg verder en verder van wat ons soort van design is voor. Ons natuurlike staat. Ja. So dit is nie natuurlik op daai vlak van input deeltyd te hê nie. So om daai goedjies te doen, mens doen dit net vir jouself. Daar is nie reg en verkeerd nie en elke persoon het 'n verskillende threshold, 'n verskillende tipping point. So mens moet vind wat werk vir jou. So daai natuurlike lyn van stres en jy wil probeer om maar onder daai vlak te bly, nê, die hele tyd en nie te veel te bons bo daai. En maak die planne, gebruik die tools. Dis wat ek nou probeer sê het oor daai mindfulness tool, daai tool. Dis mense het 'n health toolbox. So gesondheid is nie 'n eindpunt wat mens bereik en dan tik mens 'n boks nie. 'n Gesondheid is 'n boks met spesifieke tools wat joune is, jou individuele tools wat help vir jou liggaam en jou brein en jou gemoedstoestand om in balans te wees. En dis wat mens moet probeer vind. So as daar nou by jou 'n vroue kom ons sê ek of enige van ons maatjies, enige iemand nou na jou toe kom en sê ek is net moeg. Ek voel of ek nie genoeg energie het nie. Ek word wakker in die oggend en ek is skreeuwerig, ek's aan die gang, maar ek is nie uitgerus nie. Ek voel net moeg en so bietjie vaal en plat. Ja. Kry jy mense wat na jou toe kom wat vir jou dit sê? Baie, Nou goed, hulle kom na jou toe. Dan, Shame. wat is die eerste ding wat jy doen? Is daar bloedtoetse? Is dit 'n holistiese iets? So, hier sit die pasiënt nou voor jou. Wat is die praktiese pad vorentoe Ja. om
te diagnoseer wat is dit en hoe om te help boonbehalwe mindfulness. So elke persoon is anders. Okay, so ons kyk definitief in daai eerste konsultasie, jy weet watter soort goed eet mens wat miskien nie help vir dit nie. Hoeveel water drink jy deur die dag? Jy weet, nie genoeg water drink nie en om gedehidreerd te wees veroorsaak hy simptome wat jy beskryf tot 'n mate, okay? Ja. So mens kyk na al daai goed. Wat eet jy? Hoeveel drink jy water? Hoeveel drink jy ook? Ja, dit op 'n bak. Koffie. Ja. Wat gaan aan in jou brein? Jy weet, wat is jou internal conversation? Ons praat so 'n bietjie daaroor. Dit hang af van die persoon, want party mense is nie gemaklik om in 'n eerste konsultasie te praat daaroor nie. Party mense het deur hulle lewe soort van defense shields gebou en mens moet dit respekteer, jy weet, dan werk mens stap vir stap. So, eerste konsultasie kan mens werk op daai soort tools, maar dan definitief moet mens bloedtoetse doen. So mens moet kyk vir tekort aan yster en Vitamiene D en B-vitamiene wat nie hoog genoeg is vir mense 'n genetiese nut nie. Elke persoon het 'n ander genetiese nut. wow. Mens kyk na hormoon balans. Mens kyk of daar 'n inflammatoriese proses is. Mens gesels ook oor die spysvertering natuurlik. Okay. So dit het 'n groot deel daarvan. So daar's 'n rede dat die eerste konsultasie 'n uur tot 'n uur en 'n half is. Jy weet. Mens gaan deur al daai goedjies en dan daar is tot 'n mate ook 'n bietjie van 'n intuïtiewe gevoel waar mens gaan en die persoon lei mens, want daar's te veel wat mens oor kon praat. So daar's 'n bietjie van 'n gevoel wat mens kry oor wat die groter fokus nodig het. Maar hoe dit ook al sy, fatigue, moegheid, dit is 'n simptoom, 'n boodskap van die liggaam dat daar wanbalans is in 'n area en dit is dit gebeur omdat daar 'n tipping point is. Daar's 'n tipping point met klomp verskillende goed wat bydra tot daai moegheid wat gebeur. So dis nie net een ding nie. Dis nie net drink meer water nie. Drink meer water stoot mens oor. Vitamiene D wat nie presies reg is nie, stoot mens oor. Dat mens die heeltyd mens self-parent en sê jy doen nie goed genoeg in jou lewe nie, stoot mens bietjie oor. Jy weet, so mens probeer terugtrek, sodat daai tipping point, laat mens verder kom van daai tipping point. Ja, dit is baie interessant. Ons moet ophou nou, dis ons tyd is bietjie op, maar dit is so wonderlik en ek dink hierdie is 'n gesprek wat mense kan aanhou hê, want ek dink jou boodskap is ook, as ek dit reg hoor, moenie net aanvaar as normaal as jy in menopause gaan, dat moegheid is normaal, heeltyd stresvol is normaal, jy hoef, as jy sleg slaap, dis normaal nie. Ja. Al daai goed kan hanteer word deur 'n simpatieke dokter. Ja. As jy nie by 'n funksionele dokter kan uitkom nie, praat met jou GP daaroor, lees op. Daar's Doen baie navorsing. goed, daar's baie goed wat jy kan oplees oor. Ja. Ja, en Dr. Alicia van der Velde is in Kaapstad as jy by haar 'n afspraak wil probeer kry. Baie dankie. Dankie. Ja, baie dankie. Ek gaan box breathing doen. Ja, probeer. Lekker karate jy, ek box breathe. Ek sorteer die probleme uit. Ja. Baie dankie vir jou. Right. Melanie, ek het dit nou baie geniet. Ek ook. Ek gaan definitief daai asemhalingsoefeningetjies doen. En Alexia is ook vir my, sy's vir my 'n pragtige vrou en sy's baie toeganklik. En die feit dat sy nou regtig van bo na onder 'n spesialis is. Hoe wonderlik is dit nie? So Wonderlik, nee? ek is so bly sy het hier so by ons. So as julle nou kom weer kuier. vir ons sien, gaan maar dit sal so chilled wees van al die asemhaling wat sy doen. Ek is bevrees as ek nou nog meer chill gaan wees, weet ek nie of ons gaan regkom nie, hoor. So, Maritza, hierdie week met Frozen for You, wonderlike Frozen for You. Dit is een wat ek geëet het was melanzani parmigiana. Dis mos nou die eiervrug en die tamatie in kaas. Okay. Wat jy so bak en dan so 'n bietjie pesto bo-op. Dis een van my gunsteling disse. Ek dink as ek moet sê wat my gunsteling groente is, dan dink ek sal ek sê eiervrug. Ek is mal daaroor, so in Turkye en daai plekke. En parmigiana het mos nou hierdie lae eiervrug. Ek maak dit soms self ook, maar is regtig baie werk want jy moet nou die sous maak en dan moet jy die eiervrug eers 'n bietjie laat sag kook en so aan. So is nogal werk.
En hierdie een van Frozen for You is absoluut Kan ek sien? fantasties. Ja, dis Okay, absoluut goed. wonderlik. Jy sit hom maar net in jou air fryer en so aan. So Alright. baie lekker. En ek eet dit partymal met rys, dan kan ek, want dit is nogal ryk, so ek eet dit so oor 2 aande. So ek eet so die Ja. helfte. Jy kan dit selfs as jy 'n bietjie ander bykosse maak, dit oor 3 aande eet. So dis regtig baie. As jy soos 'n voeltjie eet. As jy so bietjies en dan bietjie rys, bietjie breinrys by, 'n slaaitjie by, Groente en 'n by. ander groentetjie by het. O, okay, goed. lekker. Fantasties. Ja, dit lyk baie lekker. En jy, wat het jy geëet? Okay, chicken lasagne. Ag. So ons is baie Italiaans, né? Ja, né? Met hierdie kossies van ons. Natuurlik smil lekker. Romerig My is dit? probleem is dat ek nie myself so goed kan pys soos jy nie. Dis so ryk en lekker en dan gaan skep dan vat ek net eers 'n bietjie en ek maak my bord baie mooi. Maar net nou vat ek hy bakkie met die laaste halfies in en ek vat 'n lepel en ek sit en ek eet hom uit want dit is net so lekker. Dit is heerlik. Dis al 'n vreeslike groot seëning om te weet ou het iets in jou vrieskas. Is dit nie? Ja, kyk in jou yskas het jy kan jou lekker vars goedjies hê, maar as jy hom oopmaak en daar is so niks in jou yskas, net 'n bietjie yoghurt, bietjie blare, bietjie tomate en miskien 'n klein bietjie die of daai. En jy maak die vrieskas oop en daar is vir jou opsies. En 'n Regtig waar. verskeidenheid van opsies. So yes, hierdie was vir my En die lekker ding Very van nice. hulle goed vir my is hulle het op al hulle produkte kan jy dit van gevries af kook. So jy vir eers te ontvries en dan nie. Hulle sê presies vir jou as dit nou gevries is, so lank en dit is gewoonlik nie eers baie lank nie, omdat dit nogal as jy nou die een persoon porsies koop, jy kan nou die groter is en ek dink juist die chicken lasagne kom ook in die groter. Ek weet die melanzane kom ook in 'n groter porsie in. ja, dis 430 gram. So dis nogals baie en dan sê hulle 'n porsie grootte, dink ek is soos 100 gram. But not for I. En praat nou van nie selfbeheer hê nie, die nagereg wat hulle vir ons gegee het, Malva melktert. Mense, dis om jou 2 gunsteling Afrikaanse nageregte in een te sit. Malva pudding en melktert. Ek meen, come on. Ja. Dit is die lekkerste ding hierdie. Dit is ja. Ek het nie 'n verskriklike soetant nie, maar hierdie ding, ek kon nie ophou eet daarvan nie. Dit is Ja, jy sien ek was die naweek by 'n wonderlike vriendin van my se 70ste verjaarsdag. En haar kinders was almal daar en haar man het soveel moeite gedoen. Hulle het musiek gehad en wonderlike kos. Dit was net fantasties. En toe hulle nou so die nageregte uitpak, toe sien ek nou hierdie die melktert. Sê ek, "O, is dit melktert?" Soos my, "O, nee, dit is Frozen for You se Malva melktert." Sê ek, "O, ek het dit nog nooit gehad nie." Ek moes myself inhou. Sien jy nou? Om nie terug te Sien gaan jy en nou? nog te vat nie. Want die hoofmaal was so lekker. Ek het twee helpings daar gehad. So ja, hierdie is so lekker want dit is daai koue lekker melktert en dan gaan jy deur. Ag, en dan is dit Malva, soet lekker Mama. Malva pudding onder. Oh nee, dit Fantasties. Dankie was Frozen for Dankie You. Frozen for You en onthou, jy kan hulle ook aanlyn bestel as daar nie winkels naby aan jou is nie en hulle lewer af as jy bo R600 se produkte koop. As 'n mens nou kyk na die moontlikhede, as ek daai dae waar ek nou, ek wil nie sê ledig is nie, maar waar my dag nie te vol is nie, dan dink ek altyd aan watse wonderlike goedjies kan 'n mens nog doen. So dis regtig nooit te laat nie en 52 is nog jonk. Jy weet 'n mens kan nog baie dink wat jy wil doen. As ons nou dink wat ons nog wil doen, ons wil die wêreld plat reis, ons wil allerlei snaakse goeders doen, Avonture doen. avonture doen. Hoe gekrok en gekrank ons ook al mag, hoe dit ook al mag sy. Ekskuus, so ja, dis nooit te laat om net voluit te lewe nie. En moenie dat iemand ooit vir jou sê jy kan nie. Laat weet tog hoe dit met julle gaan. Laat weet ons wat gaan aan in julle wêreld. Onthou, ons e-posadres is info@grysengatvol.co.za. Yes, ek wil sommer vir julle almal ook sê baie dankie. Ons ontvang soveel lekker e-posse. Ons lees dit alles en ons gaan terugkom na julle toe oor die vrae wat julle met ons bespreek. Baie dankie vir julle wonderlike en positiewe terugvoer. Daar is so 'n negatiewe ietsiekie hier en daar van 'n paar simpel mans. Ons het ons oog op julle, ons blok vir julle. Ons wil nie julle gaan Italië sien byvoorbeeld nie, hoor. Glad nie. So, maar vir die res van julle wil ek net sê
Baie dankie vir al die ondersteuning, al die liefde, alles wat julle na ons kant toe stuur. Onthou om te subscribe en druk sommer daai like ook. Ons waardeer julle baie dankie. Tot volgende week. Tot volgende keer. Mooi bly. Hierdie potgooi is slegs vir inligtingdoeleindes en nie om mediese advies te gee nie. Indien iets jou bekommerd of nie reg voel nie, raadpleeg asseblief onmiddellik 'n mediese praktisyn.